Welkom, kom ons spring dadelik weg met 'n groot vraag. Wat is die dood nie regtig die einde is nie? Wat is dit vir 'n baie spesifieke groep mense nie 'n tragedie is nie, maar die heel grootste bevordering denkbaar? Vandag kyk ons na 'n fascinerende teologiese siening oor martelaarskap en die ongelooflike belonings wat volgens hierdie bron daarmee saamgaan. Goed, om hierdie idee regtig te snap, moet ons teruggaan na die heel begin, na die verhaal van die allereerste Christen martelaar. Sy storie, soos dit in die Bybel opgeteken is, verander heeltemal hoe ons oor die dood dink en dit baan die weg vir 'n buitengewone belofte. Hierdie is die laaste woorde van Stefanus. Nou, dink daaroor. Terwyl klippe letterlik op hom neerreën, sou jy verwag hy skree van vrees of pyn, né? Maar nee. Sy laaste oomblikke was gevul met 'n visioen van die hemel wat so kragtig was dat dit elke greintjie pyn weggevat het. So wat presies het Stefanus dan gesien? Wel, die bron verduidelik dat daar te midde van al daai chaos en geweld, het hy opgekyk en vir hom het die gordyn tussen die hemel en die aarde ook geskeur. En dis die ongelooflike deel. In plaas van die klippe en die skare, sien hy Jesus wat opstaan van sy troon af om hom te verwelkom. Kan jy jou dit indink? Daai visioen was so oorweldigend, die fisiese pyn het skoon verdwyn. Dit het hom die krag gegee om vir sy eie aanvallers te bid. En daai oomblik, om die dood in die oë te kyk en dit te oorwin met 'n hemelse visie, dit is die kern van wat dit beteken om 'n oorwinnaar te wees. Nou, Stefanus was die eerste van baie martelare deur die eeue. Maar die bronmateriaal argumenteer daar aan die einde van tyd 'n finale, heeltemal unieke groep martelare gaan wees. Hulle staan bekend as die 144.000 en hulle ervaring, alhoewel dit soortgelyk is, kom met 'n nog groter belofte. En dis waar die groot verskil inkom. Dink gou hieroor na. Martelare soos Stefanus het gesterf met geloof, die hoop op 'n opstanding ewers in die verre toekoms. Maar hierdie finale groep, hulle sterf met absolute profetiese kennis. Hulle weet met sekerheid hulle sal oor presies 3,5 dae weer lewe. Dit verander alles. So, hierdie oorwinning oor die dood is nie net 'n mooi gedagte nie. Nee, dit kom met 'n lys van spesifieke, tasbare belonings. Die bron identifiseer 7 ongelooflike beloftes uit die boek Openbaring wat spesifiek vir hierdie oorwinnaars eenkant gehou word. Goed, hier is hulle, die 7 kernbelonings. Kom ons breek vinnig af wat elkeen van hierdie diep simboliese beloftes volgens die bron nou eintlik beteken. Eerstens, die boom van die lewe. Onthou jy dit uit die tuin van Eden? Toegang daartoe is verloor? Wel, terwyl ander geredders eers in die verre ewigheid daarvan sal eet, kry hierdie oorwinnaars 'n soort vroeë toegangpas. Hulle kry 'n voorsmaakie van die ewige lewe lank voor al die ander. Nommer 2, hulle ontvang die kroon van die lewe. En dis veel meer as net 'n simbool. Dis 'n waarborg. 'n Waarborg van immuniteit teen wat die bron die tweede dood noem, die finale ewige oordeel. Hoekom? Want hulle het reeds die heel laaste toets geslaag. Derdens, iets 'n bietjie geheimsinnig, verborge manna en 'n wit steen. Die manna, sê die bron, verteenwoordig toegang tot goddelike wysheid, geheime wat vir ander weggesteek is. En die wit steen? Wel, in antieke Hoë was 'n wit steen jou onskuldig stem. Hier beteken dit, hulle kry die gesag om self as regters op te tree. Vierdens, die eysterscepter. En nee, dis nie net vir die mooi nie. Dit verteenwoordig 'n direkte oordrag van koninklike mag. Hulle kry die gesag om saam met Christus oor die nasies van die aarde te heers. Hulle gaan letterlik van martelaars na monarge. Vyftens, wit klere en persoonlike erkenning. Hierdie gaan alles oor openbare eer. Probeer jouself dit indink. Jesus wat persoonlik voor God en al die engele staan, jou naam sê en jou opoffering voor die hele hemel erken. Dit is die uiteindelike bekragtiging. Sestens, hulle word 'n pilaar in die tempel. Nou, 'n pilaar is nie net versiering nie. Dit is fundamenteel, dit hou die hele struktuur oorent. Dit beteken, hulle word 'n permanente, onmisbare deel van God se nuwe koninkryk, sy nuwe orde. En laastens, die mees verstommende belofte van almal, die een wat amper te groot is om te glo, om die troon van Jesus self te deel. Let wel, nie naby die troon nie, of voor die troon nie. Hulle word genooi om saam met hom op die troon te sit en sy eer en gesag te deel. Dit is die heel hoogste bevordering. So, dis die belonings. Maar hoe ontvou hierdie ongelooflike reis? Hoe gaan jy van 'n martelaar se graf na 'n monarg se troon? Die bron lei 'n baie spesifieke en vinnige tydlyn van gebeure vir ons uiteen. Kyk bietjie hierna.
Wat dadelik uitstaan is die spoed. Daar is geen wagtydperk nie. Op dag 3,5 word hulle opgewek. Oomblikke daarna vaar hulle op na die hemel, dan keer hulle terug vir die finale stryd, regeer vir 1000 jaar, dien as regters, en dan gaan hulle voort in die ewige nuwe Jerusalem. Dis 'n ononderbroke klim na al hoe groter glorie. En dit is baie belangrik om te verstaan, hulle heerskappy is nie net vir daardie 1000 jaar nie. Nee, volgens hierdie interpretasie is hulle nuwe status as koninklikes heeltemal permanent. Ja, jy het reg hoor. Hulle rol as konings is nie 'n tydelike aanstelling nie. Dis 'n ewige posisie. Hulle dra daardie koninklike gesag direk oor na die ewige nuwe Jerusalem, waar hulle vir altyd die naaste aan die troon sal wees. So, om alles saam te vat, hulle reis eindig met hulle as die permanente, regerende binnekring van God se ewige koninkryk. Die heel intiemste groep dienaars met die allerhoogste eer. En dit bring ons by ons laaste gedagte. Hierdie hele raamwerk draai ons idee van opoffering en beloning heeltemal op sy kop. Dit stel die uiteindelike verlies voor as die direkte pad na die uiteindelike oorwinning. En dit los ons met 'n uitdagende vraag. Hoe herdefinieer dit wat dit vir ons beteken om werklik te oorwin?